Iemand het gesê dat God nie wou hê 'n man en 'n vrou moet een oomblik verveeld wees nie. Daarom het hy ons heeltemal verskillend gemaak. Efesiërs 4 vers 29 sê dat ons net moet praat wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat ons woorde goed is vir die een wat dit hoor. Omdat mans en vrouens heeltemal verskillend is, praat ons verskillend en die ander geslag verstaan dit wat ons probeer sê, dalk heeltemal anders as wat ons dit bedoel het. As 'n vrou byvoorbeeld probeer om 'n man se gedrag te verbeter of ongevraagde advies aanbied, voel die man dat die vrou hom nie vertrou nie. As 'n vrou 'n man se gedrag probeer verander of beheer, beleef hy dit as verwerping, want sy aanvaar hom nie soos hy is nie. En as die vrou nie erken wat die man doen nie, maar kla oor wat hy nie doen nie, voel hy misbruik omdat die vrou nie waardeer wat hy wel doen nie. Die woorde wat ons baie goed bedoel, kan dus heeltemal iets anders doen as wat ons gedink het dit moet doen, want man en vrou is totaal verskillend. Onthou, die Here wil hê dat man en vrou 'n lewe met mekaar moet deel, en as hy dit van ons vra, maak hy dit moontlik. Verstaan jy waarom dit so belangrik is dat ons woorde onder die leiding van die Heilige Gees sal wees? Dis net woorde wat uit die liefde van God onder leiding van die Heilige Gees kom, wat iemand van die teenoorgestelde geslag sal opbou, nie afbreek nie. Bid jy dat elke woord van jou mond uit die liefde van God onder leiding van sy Gees sal kom, sodat dit kan opbou en nie afbreek nie.